Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Woensdag 1 April. Bly in hom. Kom ons open met gebed. Liewe ons kom vandag na u met dankbare harte. Ons vra dat u asseblief teenwoordig mag wees tydens hierdie studie en ons mag help om te verstaan. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Die disippels het Jesus gevolg van die bovertrek af met die trappe na die straat onder. Terwyl hulle saam na Getsemane gestap het, op een van die mees betekenisvolle nagte in die geskiedenis van die aarde, het hulle waarskynlik nie besef hoe diep betekenisvol sommige van Jesus se laaste woorde aan hulle in die bovertrek werklik was nie. Wat het Jesus in Johannes 15 vers 1 tot 11 gesê? Wat beteken dit vir ons? Ons lees Johannes 15 vers 1 tot 11. Ek is die ware wynstok en die Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie. So julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Soos die Vader my liefgehad het, het ek julle ook liefgehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan word. Johannes 15 vers 1 tot 11. Hierdie woorde deur Jesus self gespreek, beskryf hoe 'n noue verhouding met God lyk. Let op die woord wat herhaal word, nie net 2 keer nie, maar 10 keer. Bly. Om in Jesus te bly, beteken om in verbinding met hom te leef. Terwyl hy die kruis in die gesig staar, beklemtoon Jesus nie net die groot belang daarvan om in hom te bly nie, maar hy stel ook duidelik en eenvoudig die praktiese aspekte daarvan uiteen, hoe dit in ons lewens lyk. Dit is, Jesus is die wynstok en ons is die lote. As gevolg van ons verbondenheid met hom, sal vrug aan ons lote groei. Ons kan nie self vrug laat groei nie. Soms mag dit lyk asof ons in hom bly, maar die bewys sal sigbaar wees in ons gebrek aan vrug en uiteindelik sal ons lote uitdroog. As ons verdroog is, sal die landbouer uiteindelik die lote afsny, ongeag of ons vrug dra of nie. Ons lote sal gesnoei word. Terselfdertyd ervaar ons almal uitdagings en pynlike oomblikke. As ons in hom bly, sal hierdie oomblikke op die lange duur meer vrug voortbring. Vrug dra bevestig wie ons is, sy disippels. Ons dra vrug om hom, nie onsself nie, te verheerlik. Om in Jesus te bly beteken om sy gebooie te onderhou, wat 'n weerspieëling is van sy pragtige karakter van onselfsugtige liefde. Om in Jesus te bly bring groot vreugde. Om in Jesus te bly beteken om te doen wat hy van ons vra as 'n reaksie op hom. 1 Johannes 5 vers 3 sê, want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. As jy daaroor dink, is om in Jesus te bly een van die teenmiddels vir ons Laodicea toestand. Openbaring 3 vers 20 sê vir ons,
Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Johannes 15 vers 4 lees: Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Die liefde van Jesus is die sterkste band wat ons na hom toe trek. En wanneer ons hierdie liefde ken, sal ons diep geraak word om met liefde teenoor God en teenoor ander te reageer. Hoe baie ons ook al die idee van slawerny in enige vorm verafskie en wens dat Paulus die praktyk veroordeel het, hoe moet ons verstaan wat Paulus hier sê? Hoe interessant dat gedurende slawerny in die Verenigde State Ellen G. White spesifiek vir adventiste gesê het om die wet te trotseer wat vereis het dat mense ontsnapte slawe moes terugstuur.